Ons nuwe reeks wat ons praat oor 24 uur, ons praat oor die laaste 24 uur van Jesus se lewe hier op aarde. Verlede week het ons begin met die laaste avondmaal wat ons bietjie gesels het oor hoe dit gelyk. Wat was al die voorbereiding en die goed wat saam met dit gegaan het? En ons het by 4 goed stil gestaan by die laaste avondmaal en ons het gepraat oor die voorbereiding, die selfondersoek, die gepaste vervulling en 'n goeie verwagting. Want Jesus het vir ons gesê, dit is nie die laaste keer wat ek saam met julle nagmaal gaan bedien nie. Ek kom weer. En wat 'n ongelooflike vooruitsig is dit vir ons nie. Maar vandag gaan ons verder en ons praat oor angs gaan nie oorwin. Nou, ek het nou net gesê dat Janine nou nie vanmôre hier is nie en ek wil net by dit voeg, is ons gaan sien die vrou wat die hoof is van fisioterapie en ons gaan sien nou en sy het vir my prominent gesê, François, in die eerste jaar van Janine se studies los jy haar uit. As sy leer, los jy haar. As sy iets wil doen, dan los jy haar. So ek los haar, né? Maar ek het toe met 'n skok agtergekom in hierdie week, want dit was my eerste keer dat ek by 'n fisioterapeut toe nou uitkom. Weet nie of een van julle al deur daardie hel is nie, maar ek gaan toe nou, nee, want ek het gesukkel met my nek en spanning wat nou hier afgaan, en sy sê vir my, ek moet daar op die tafel lê, nou, dis dit nou fine, en ek lê en my kop is in 'n gat, ek weet nou nog nie lekker hoekom nie, maar my kop is in 'n gat, en sy begin te werk, nie sal sy nie vir my sê, sy gaan begin met acupuncture nie, sy sal dit nie sê nie, ewe skielik hoor ek net, toe ek weer sien, toe's daar naalde in my rug. Nou, dit was fyn, dit was als okay, maar toe daarna, sien, dis die daarna wat niemand vir jou vertel nie, want toe daarna, toe word ek aangerand deur 'n fisioterapeut, en toe besef ek, dat as 'n fisio ooit met jou praat, hoor gou mooi wat jy doen, jy shut up, en jy doen niks, jy lê net. As hulle praat, dan luister jy. So toe die hoof een nou met my praat, toe besef ek nou, okay, ek moet nou luister vir jou. Maar ons praat vanmôre oor angs gaan nie oorwin. En ons kyk na 'n spesiale oomblik wat in Jesus se lewe gebeur het. Ons gaan bietjie gesels daaroor en ek wil vir jou vra as jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my na Markus 14 toe. As jy nou vergeet het om jou Bybel saam te bring, moenie worry nie, ek het vir jou voorsiening gemaak. Probeer om volgende week die Bybeltjie maar saam te bring, saam na die oorlog toe. Maar kom ons lees saam, Markus 14 vanaf vers 32. Besef ook net dat Jesus het nou klaar Pasga, die Pasga maaltyd gehad en hy het klaar vir Pasga 'n nuwe definisie gegee. En Pasga vir ewig en vir altyd verander. Soos wat die mense dit gevier het. Hy het vir hom 'n nuwe definisie gegee en hierdie volg net daarna. Vanaf vers 32. Hulle kom toe by 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels, sit julle hier terwyl ek gaan bid. Daarop neem hy Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Toe pak 'n geweldige ontsteltenis en benoudheid om. En hy sê vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Bly hier en waak. Hy het toe 'n entjie verder gegaan en op die grond neergeval en gebid. As dit moontlik was, die verskriklike uur wat aan die kom was, by hom sou verbygaan. Abba, dit beteken Vader, en hy het gebid, vir u is alles moontlik. Neem tog hierdie beker van lyding van my weg, maar doen nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug by die disippels en kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus, Simon, slaap jy werklik waar? Kon jy nie 1 uur waak nie? Wees waaksaam en bid, anders sal die versoeking vir julle te sterk word. 'n Mens se gees is wel gewillig, maar jou liggaam hou nie altyd by nie. Vers 39, en hy het toe weer weggegaan en dieselfde gebed gebid. Toe hy weer terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want hulle was so vaak, dat hulle oë net nie kon oophou nie. Hulle was te verleë om hom te antwoord.
Toe hy die derde keer by hulle terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus, julle nog steeds. Dis nou genoeg. Die tyd het aangebreek. Ek, die seun van die mens, word nou oorgegee in die hande van die slegte mens. Staan op, ons moet gaan. Kyk, my verraaier is hier. Nou om hierdie gedeelte te verstaan en om voordat ons in hierdie journey saam met hierdie preek gaan en ons begin gesels, wil ek net begin om vir jou te verduidelik wat is angs? Wat is die definisie van angs? Nou slim mense met wit baadjies en dik brille het op die einde navorsing gedoen en dit is hulle definisie van wat angs is. Angs is 'n gevoel van vrees. Vrees of bekommerd wees. Sommige vrese en bekommernisse is geregverdig, soos bekommerd wees oor 'n geliefde. Angs kan nie plaasvind sonder 'n oorsaak of dit kan voorkom weens 'n werklike situasie. Erge angs kan 'n ernstige impak op die daaglikse lewe hê. Nou ek wil net gou verder gaan en dan wil ek vra dat dan die slide wegvat, anders gaan jy nie op konsentreer wat ek sê nie. Ongeveer 4 miljoen volwasse Amerikaners ly aan angsbehandeling en in die loop van 'n jaar. Dit begin gewoonlik in die kinderjare of adolessensie. Nou as hulle praat van adolessensie, dit is jeug of jong volwassenes, maar hulle sê dit kan ook by volwassenes gebeur. Dit is meer algemeen by vrouens as by mans. Die meeste mense ervaar tydelike angs, 'n gevoel van senuagtigheid of vrees, soos 'n normale reaksie op 'n spanningvolle situasie op 'n sekere punt in die lewe. Kom julle agter dat angs het 'n ongelooflike invloed op hoe jy voel, waar jy staan, wat in jou sisteem aangaan, wat in jou brein aangaan, wat met jou gedagtes aangaan, en angs is waarmee Jesus nou besig is. Dis die gevoel waarmee hy nou loop. En ons moet net gou 'n bietjie verstaan wat hier aangaan. Hulle het nou al 'n week was Jesus in Jerusalem, waar honderde en duisende mense bymekaar gekom het om die loofhuttefees te vier. Nou in al sy krag, splendor, majesteit en geraas en feesagtigheid het hulle die loofhuttefees gevier van die maandag al af. Om op donderdag tot stilte te kom, want dis toe Pasga begin. En wat daarna gevolg het is die fees van die ongesuurde brode. En ewe skielik raak al hierdie feesagtigheid, al hierdie geraas, al hierdie blyheid wat daar is, raak ewe skielik doodstil. En Jesus vat sy disippels na die bokkamer toe en hy bedien hulle met die paaslam. En in hierdie tyd het hulle teruggedink aan hoe hulle verlos was uit Egipte uit. Jesus het die oorblywende 11 disippels, want onthou nou, Judas het opgestaan en geloop toe hulle die paasmaaltyd gehad het, en hy het vir die oorblywende 11 gesê, kom saam met my, en so het hulle deur die eensame kloof van 'n Kidron Vallei gestap. En toe hulle in daai kloof is, en ek wens ek kon vir julle nou 'n prentjie wys, maar toe hulle in daai kloof is, toe kom Jesus op 'n plek en hy sê vir sy disippels hierdie woorde: "Julle almal gaan julle rug op my draai, asof julle my nie ken nie." Kom ons stop net gou hier. Kan jy vir 'n oomblik dink, hoe moes dit vir Jesus gevoel het, om vir sy disippels daai woorde te sê, dat julle almal, waarna ek kyk, julle 11, gaan julle rug op my draai. Onthou nou net die journey wat Jesus saam met sy disippels gehad het. Vir 3 jaar lank gee Jesus sy alles vir hierdie disippels. Hy stap saam met hulle, hy bou vriendskappe, hy lei hulle op, hy sien hoe hulle groei, hy invest sy tyd, sy effort in hierdie mans in. Alles met die wete, dan gaan 'n tyd kom, wat julle almal my gaan verraai. Kan julle net dink, hoe moes dit vir Jesus gevoel het, om daar te staan, om werklik op die punt te kom, en te besef, dis nou die tyd, wat hierdie gaan gebeur. Dis nou die tyd wat hierdie werklikheid wat ek altyd van geweet het, nou 'n realiteit gaan word. Dat hierdie 11 mans met wie ek my lewe vertrou, gaan my verraai. Kan julle net dink
wat het hulle gevoel? As jy nou die woord gaan lees, dan het die ouens gereageer toe hulle dit sê, en die een ou het gesê, nee maar, al maak hulle my dood, ek sal nog daar staan, en die Here het gesê, voor die kraan, voor die haan kraai, die kraan kraai, kan jy imagine, maar voor die haan kraai, gaan jy my verloon, gaan jy my ontken. Jesus sê dit vir hierdie disippels. En hy gaan verder, en hulle stap verder, en op die einde, uit hierdie 11, kies hy vir Petrus, Jakobus en Johannes, en hy los die ander disippels, en hy sê, stap saam met my, ek gaan nou gaan bid, maar waak daar, want as mense wat my soek, ek gaan bid, en Jesus gaan en hy gaan bid, en daar is hierdie oorweldigende angs, wat hy het terwyl hy bid. As ons in Lukas gaan lees, dan staan daar in Lukas, dat Jesus hy was so oorweldig met angs, dat hy begin bloedsweet het. En is snaaks dat Lukas dit sê, nee. Maar daar's 'n rede ook hoekom Lukas hierdie detail vir ons gee, want ons moet verstaan dat Lukas is 'n dokter. So Lukas, dit is detail wat vir hom belangrik is. En dit is wat ons verlede week gesê het, nee, elke kunstenaar kyk na 'n prentjie en hulle sien iets anderste. Net so het al die evangelieskrywers na Jesus se storie gekyk en iets anderste gesien. En Lukas merk dat Jesus so in angs gevang was, dat hy begin bloedsweet het. Hematridosis, dis wat gebeur. Dis wat gebeur het met Jesus. Dis die naam vir, onder baie emosionele spanning, begin jy bloed te sweet. So dit is nie net iets wat iemand opgemaak het, dit is werklik iets waarmee Jesus gesit het. En hy het begin bloed sweet, dis so baie angs hy het. En nou is die vraag, hoekom was sy angs so baie? Jesus het geweet, dat oor 'n paar uur, oor 'n klein rukkie, gaan die verskriklikste lyding, wat hy nog ooit in sy lewe ervaar, gaan met hom gebeur. En weet julle wat het die angs erger gemaak? Om dood te gaan, was vir hom makliker. Maar om te weet hy gaan ly, voordat hy doodgaan, dit vreet hom. Kyk wat sê Julius Caesar. Hy sê, it's easier to find men who will volunteer to die than to find those who are willing to endure pain with patience. Wat 'n profound waarheid sê hy nie hier. Dis maklik om iemand te kry om te sê ek sal doodgaan. Maar kry iemand wat sal sê ek sal ly. Ek sal bly ly tot die tyd reg is. Dis moeilik. En dis waardeur Jesus gegaan het. Dis hoekom hy gevoel het soos wat hy voel. Want om dood te gaan was vir hom die makliker deel. Maar dit wat voor die dood gekom het, dis wat hom so angsbevange gemaak het. En terwyl Jesus bid, sê hy hierdie powerful woorde en hy sê, vir u is alles moontlik. Neem tog hierdie beker, soos wat daai beker daar staan, neem tog hierdie beker van lyding van my weg. En dan sê hy hierdie sin. En as ons Jesus se prentjie sien en as ons net vir 'n oomblik kan indink, hoe voel Jesus? Wat gaan deur sy gedagtes? Hoe voel hy in sy binneste? Tog sê hy hierdie woorde: maar doen nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Hoe amazing is dit, dat ten spyte van hierdie angs, ten spyte van hierdie warboel wat in sy hart aan die gang is, ten spyte van hierdie amazing pressure wat op ons is, wat op hom is, sê hy, Here, nie my wil nie, maar u wil. Die hartklop van sy gebed is, Here, as dit u wil is, vat daai beker weg, maar as dit nie is nie, ek gee oor. Here, ek gee oor na u wil. Wat u besluit is reg, ek sal submit. Jesus beweeg van 'n oorweldige angs na gehoorsaamheid en onderdanigheid binne 'n oomblik. 3 keer gaan Jesus na Petrus hulle toe en hy kry hulle aan die slaap. Nou ons weet, ek gaan nie nou vir jou sê dat die disippels het reg gehad om dit wat hulle gedoen het nie, maar ons moet net verstaan, hoekom is die disippels moeg?
Want in hierdie week, gaan lees net bietjie, vanmiddag as jy by die huis kom, gaan lees net bietjie wat het in hierdie week gebeur. Hoe baie werk was daar en hoe het Jesus die wêreld vol gegaan en mense bedien en goed het gebeur en hoe die disippels moes skarrel om goed reg te kry. Daar was 'n rede hoekom hulle moeg was. Gee dit hulle die reg om te slaap? Nee, hulle moes nie geslaap het nie. Maar ek weet nie of jy al ooit in jou lewe al saam met 'n go-getter gewerk het nie. Kyk, jy moet geestelik, emosioneel en fisies voorbereid wees om saam met 'n go-getter te werk. Want 'n go-getter se kop werk soos volg. Hy of sy sien die geleenthede so raak. En as hulle vir hom sien, doen hulle hom. Of jy nou saamgaan of nie saamgaan nie, hulle gaan dit doen. En as jy nie voorbereid is nie, ou Matta, daai go-getter gaan vir jou in die grond inwerk. En jy gaan eers na die tweede werksessie besef, ek is eintlik al dood, so hard het ek gewerk. As jy nie voorbereid is nie. Maar nou moet ons verstaan, Jesus was 'n go-getter. Want hy het geweet sy tyd is min. Hy het geweet daar's baie werk. En sy disippels het bly byhou, want hulle het geweet daar's 'n rede hoekom wat Jesus doen. En hier, in 'n oomblik van swakheid, vra Jesus vir hulle: waak net. Hou net 'n oog. En hulle het gekies. Om nie wakker te bly nie. Hulle het gekies om nie gehoorsaam te wees nie, om nie onderdanig te wees nie. Hulle het gekies om nie endurance te hê deur hierdie tyd wat Jesus bid. En die ding is, Jesus sê toe self vir sy disippels: 'n mens se gees is wel gewillig, maar jou liggaam is nie altyd by nie. Want Jesus het geweet hulle gaan sukkel. Maar tog het hy hulle toegelaat, want hy wou vir hulle the benefit of the doubt gee, dat hulle wel iets in hulle sal wil endurance hê, iets van hulle sal wil vas staan en deurdruk, maar hulle het geval. En ek dink ons almal kom op 'n plek in ons lewe waar ons in 'n situasie sit, waar 'n situasie aan ons voordeur klop, waar ek en jy moet besluit, gaan ons aanhou en deurdruk, of gaan ons ophou? Ek dink as jy na jou eie lewe kyk, gaan jy sien, jy het al by 'n paar keer moes jy hierdie besluite maak. In huwelike, gaan die man by die vrou bly, ten spyte van wat gebeur het. In verhoudings met vriende, jy het my seer gemaak, of jy het iets gesê, of daar was geskinder, of wat ook al, gaan ek nou by hierdie bly of nie? As jy in jou werksomstandighede is, dit gaan moeilik finansiëel, jy het 'n keuse, gaan jy deure druk, of gaan jy ophou? Ons kom by hierdie keuses, en dit is waar ons by vandag se tema uitkom, dat angs gaan nie oorwin nie. Jakobus 1 vers 12 sê die volgende: salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Hoor mooi wat sê hy: salig is die man wat die versoeking verdra. Hoekom sê Jesus dit? Want hy die versoeking verdra. In Getsemane, daar waar hy gesit het, was daar baie versoekings. Daar is duisende redes wat ons kan uitdink hoe Jesus kon opstaan en gehardloop en gevlug het van hierdie taak wat die Here vir hom gegee het. Maar hy het nie. Hy het dit verdra. Ek en jy kom daagliks by plekke aan in ons lewens waar ons 'n keuse het. Gaan ek dit verdra of gaan ek moed opgee? En ek wil vanmôre vir jou herinner aan wat Jesus in Getsemane gedoen het. Hy het dit verdra vir jou. Ten spyte van wat dit hom gekos het, ten spyte van die seer en die lyding wat gekom het, hy het dit vir jou verdra. Hy het bloed gesweet, so erg was dit vir hom. Ek dink nie een van ons was al in 'n situasie waar ons al bloed gesweet het oor 'n keuse wat ons gemaak het. Ons het nog nie daai tipe angs al ervaar nie, en dalk veralgemeen ek, en dalk was jy al daar. Maar ons kom almal op plekke waar ons 'n keuse het. Gaan ek deurdruk of gaan ek moed opgee? En ek dink, om by hierdie te sit, en dis waarmee ek afsluit, ons generasie, en dan praat ek nie van die 90s babies of ons wat hier sit. Ons is 'n generasie wat ek wil vir julle 'n naam gee of vir ons 'n naam gee. Ons is 'n onmiddellike generasie.
Kom ek verduidelik. Onmiddellik, as ons 'n vraag het, wil ons nou 'n antwoord hê. As ons na die bank toe gaan, dan wil ons nou iets hê. As ons iets wil gedoen het, dan moes dit al gister gebeur het. As ons 'n plan het, dan moes mense al 20 jaar terug ja gesê het daarvoor. Ons wil alles nou hê. Ons wil nie deurdruk deur die moeilike tye nie. Ons wil dit nou hê. En weet julle wat is my die slegste ding? As ons besef ons kan dit nie nou kry nie, maak ons baie keer die fout en ons gee moed op en ons gaan na die volgende ding toe. As dit dan nou nie werk nie, dan stop ek dit, dan gaan ek na die volgende ding toe, dan werk ek weer hier totdat dit moeilik gaan, dan hou ek op met hierdie en dan gaan ek maar weer aan. En dis wat mense doen met kerklidmaatskap ook, nê? Hulle stap in die kerk in en dan dink hulle, prys die Here, maar hier gaan dit lekker. En dan kom hulle na so 3 maande agter, Here, help ons het nie geweet hier sulke mense nie. Nee. Weet julle wat doen baie mense? Dan gaan hulle. gaan na die volgende kerk toe. Om net weer te besef, het gaan maar dieselfde dae op. Nee. Maar ek gebruik nou lidmaatskap as 'n voorbeeld, asseblief. Dit is net 'n grappie, dis 'n voorbeeld. Maar ons doen dit met baie situasies in ons lewens ook. Dat sodra dit moeilik gaan, sodra dit iets kos, sodra dit iets van jou vra, dan back off ons. En ons los dit en ons sê, gaan dan nou maar aan op jou eie, ek sal na die volgende ding toe gaan. Ons het ons wil om te fight verloor. En ek wil afsluit met hierdie woorde. Angs gaan nie oorwin nie, maar perseverance, uithou vermoë, sal oorwin. Dis wat die Here sê, sy lewe het getuig hiervan. Dat sy uithou vermoë het beteken, ek en jy vandag vry kan staan. En ek staan vanmôre hier en ek is baie eerlik. Hierdie week was vir my absolute hel. Ek weet die groot meerderheid dink altyd, dit gaan altyd goed met die pastoor. Kom ek gee vir jou net gou 'n heads up, dit werk nie so nie. Maar hierdie week was vir my absolute hel. Emosioneel was dit vir my rof. Dit was vir my absoluut, regtig. Ek wou op 'n stadium moed opgegee het en net gesê, ag Here asseblief, kan hierdie beker nie mag gaan nie. Gee vir my 'n ander een, gee vir my iets anderste. Weet julle hoe die Here my hart gewerk? Dis die François. Ek het jou geroep op jou naam. En jy is al deur hel en parafin. Jy sal nie nou moed opgee nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ek besef, dis moeilik daar buite. En ek besef jy self gaan ook maar partykeer deur hel en parafin. En ek wil vanmôre hierdie een wat absoluut ek wil krak so erg was hierdie week. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, druk deur. Probeer net deurdruk. Van die belofte aan die ander kant, die wen aan die ander kant, kan geen geld en geluk vir jou koop nie. En Jesus se lewe het getuig daarvan. Hy het 'n opsie gehad om te sê, Here, vat daai beker, laat gaan hom nie. Maar hy het gesê, Here, ek sal hier sit, en U wil, nie myne nie. En ek sal perseveer, en ek sal deurdruk. Die Here vra dit van jou. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, ek weet nie wat se challenges het jy. Ek weet nie hoe rof dit met jou gaan. Maar ek wil vir jou sê, dit is moontlik. Maak nie saak wat nie, dit is moontlik. Druk net deur, want jy staan nie alleen. Kom ons bid saam. Papa Vader, Here, vanmôre het ons stil gestaan met wat gebeur het in Getsemane. Here, waar U op die knieë neergeval het in angs, in vrees. Here, want U het geweet wat gaan gebeur. U het geweet wat is op pad. Here, maar tog gebruik U hierdie woorde wat sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ten spyte van die prys, ten spyte van die lyding, ten spyte van waardeur ek al ook moet gaan, Here, ek sal deurdruk as dit U wil is. En Here, vanmôre sit baie van ons in situasies en plekke in ons lewens waar ons voel, Here, dit is vir ons moeilik om vorentoe te gaan. Dit is vir ons moeilik om ons koppe op te lig en te sê ons kan. En Here, ek wil vir elkeen van ons vanmôre bid wat dalk op so 'n challenge sit, waar dit vir ons moeilik is om te sê, Here,
ons wil deurdruk. Here, mag U ons bemagtig, mag U ons krag gee, mag U vir ons moed gee om op te staan. Here, want U is deur soveel erger. U is deur soveel erger en U deurgedruk en die beloning aan die einde was die ewige lewe. En Here, ek bid, mag U vir ons vanmôre kom help in ons situasies, in ons plekke, in ons angstige tye. En Here, mag U ons help om deur te druk, want U het ons meer as oorwinnaars gemaak. En Here, dankie dat ons op daai woord kan staan. En Here, dankie dat U woord sê, U het 'n plan vir ons lewe en U plan is 'n hoopvolle toekoms. En ek bid dit uit oor elke liewe een van ons wat na hierdie boodskap luister. En Here, mag U saam met ons gaan. En mag hierdie woord in ons harte leef. Here, dat ons werklik kan sê dat angs sal nie oorwin nie, maar perseverance sal oorwin in die naam van Jesus. Here, dankie dat hierdie woord in ons harte gaan leef in Jesus se wonderlike naam. Amen. Familie en vriende, baie dankie dat jy vandag hier was en saam met ons gekuier het. Ons bid dat die Here jou sal seën.